Goeiemôre en welkom by ons Woensdagoordenkings. Ons het verlede week gesels oor die Bybelse betekenis van Shalom, die vrede wat God bring. En dat daardie vrede nie net die afwesigheid van oorlog is nie, maar ook die teenwoordigheid van iets anders is, genesing en heelheid. En vanoggend wil ek 'n stappie verder gaan en klem lê op 'n baie belangrike onderskeid. Vrede maak is nie dieselfde as vrede bewaar nie. Baie keer dink ons vredemakers is mense wat eerder stil bly en konflik vermy sodat almal gelukkig kan wees. Maar dit is nie vrede maak nie. Dit is vrede bewaar. Dit is die soort vrede wat baie oppervlakkig is en maklik breek. Die profeet Jeremia waarsku ons die mense wat vrede roep terwyl daar geen vrede is nie. Dit is 'n valse tipe vrede. Die vrede wat ontstaan wanneer onreg en gebrokenheid net onder die mat ingevee word. Wanneer Jesus die vredevors genoem word, dink ons soms dat hy enige iets sou doen om konflik te vermy. Maar die evangelies wys vir ons 'n ander prentjie. Jesus het nie konflik gaan soek nie, maar hy het ook nie stil gebly in die aangesig van ongeregtigheid nie. Hy spreek byvoorbeeld die godsdienstige leiers direk aan oor hul skynheiligheid in Matteus 23. Hy maak die tempel skoon toe daar uitbuiting plaasvind in Johannes 2. En hy genees mense op die Sabbat, al maakte die godsdienstige leiers woedend in Lukas 6. Jesus bewaar dus nie die vrede nie. Hy maak vrede, dieper, genesende vrede, selfs wanneer dit mense ongemaklik maak. 'n Vredemaker vat iets wat stikkend is en stap in daardie ongemak in en werk saam met God daaraan sodat dit weer heel word. Dit vereis moed en wysheid en soms ongewildheid. So wat beteken dit vir ons in 'n praktiese sin? Dit beteken dat ons nie onreg sal ignoreer nie. Dat ons daardie moeilike gesprekke sal voer eerder as om dit net uit te stel. Dit vra van ons om ons stikkende verhoudings te herstel en om soos Jesus die lang pad van genesing te kies eerder as die kort pad van vermyding. Shalom is harde werk, maar dis die werk waartoe God ons roep. Dankie.